Nou, iets wat ons ook nie besef nie, is omdat ons in die koninkryk van duisternis lewe. Hierdie wêreld wat Joshua gesê het, is nie my koninkryk nie. Behoort alles in hierdie koninkryk aan die koning van hierdie wêreld. Ons dink dit nie, want dit is vir ons scary. Ons dink nie dat die media van die aarde onder beheer is van die koning van duisternis nie. Ons wil dit nie dink nie. Hoekom nie? Want ons deel in daai media. Ons kyk televisie, ons luister radio, ons lees al die tydskrifte, ons lees al die boeke. Onder wie se beheer is dit? Onder die heerskappy van die koning van hierdie wêreld. Wat is sy grootste poging? Om die mense weg te hou van die weg wat na die lewe toe lei. Dit is sy poging. Wat gebruik hy? Die media. Wat verwag ons van die media? Eerlikheid. Ons verwag dat hulle ons in ag neem. Ons verwag nie dat hulle ons in die duisternis wil hou nie. Dis die media. Die kerke. Ons mag dit nie sê nie. Oorlewering. Waarmee ek groot geword het. Opvoeding. Al die instansies wat jou leer. Die hele wêreld is in die mag van die booste. Verwag dit. Verwag oneerlikheid, verwag bedrog, verwag 'n koning van die duisternis wat jou hier wil hou. Die Satan sorg dat die kennis van die woord van God so min as moontlik is, minimaal. Want die waarheid maak ons vry en die woord is die waarheid. So hou sy woord van ons af weg en ons sal altyd gevangenes bly. Die duiwel gee voor dat die God van die lig wel die God van hierdie aarde is, sodat ons dit moet glo. Ons glo, God is in beheer oor hierdie hele aarde. En alles wat gebeur is sy wil. En wat gebeur op die aarde? Aaklige goed, oorlog, moord, roof, bedrog. Al hierdie aaklige goed wat gebeur, dink ons dan, dis die God van die heelal. Hy is in beheer en kyk hoe gaan dit. En nou moet ek na sy koninkryk toe gaan, wat wil ek daar gaan doen? Dit gaan net so sleg gaan daar. Maar hy sê hierdie is nie sy koninkryk nie. So ons moet dit besef, hierdie is nie sy koninkryk nie. Hierdie aaklige goed wat hier gebeur, is 'n ander koning wat dit veroorsaak. Nie ons God nie.